In 'n wêreld vol geraas, geweld en politieke chaos, kondig die profeet Jesaja in hoofstuk 9 vers 5 en 6 'n verrassende waarheid aan. 'n Waarheid, 'n profesie wat met die koms van Jesus Christus na ons wêreld toe 'n realiteit geword het. Jesaja sê, vrede is nie 'n konsep nie. Dit is nie 'n emosie of omstandighede nie. Nee, vrede is 'n persoon. En ons weet sy naam is Jesus Christus. Die kind wat in Bethlehem gebore is, die seun wat gegee is die vredevors. En hy dra 'n titel wat geen aardse leier nog ooit kon waarmaak nie. Die Hebreërskrywer komplimenteer hierdie titel van Jesus deur ons daarop te wys dat hy, Jesus, deur God self geroep en aangewys is as volmaakte en ewige hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. Jy onthou mos Hebreërs 7. Van Melchisedek, wat in Genesis 14 sy verskyning maak, het ons in Hebreërs 7 vers 2 gelees, dat sy naam beteken koning van geregtigheid. En dan voeg die skrywer by, en hy was ook koning van Salem, en dit beteken koning van vrede. Hier is 'n dubbele bevestiging. Ons vredevors, ons koning van vrede, is deur God aangestel as priester volgens die orde van die koning van vrede, Melchisedek. Daar is op hierdie aarde nie 'n koning, 'n presidentsverkiesing of 'n vredesverdrag wat die mensdom al in volhoubare vrede geanker het nie. Maar Jesaja sê, hierdie vredevors, hierdie koning se vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Dit is radikaal, want dit beteken, vrede is nie iets waarvoor gelowiges net bid nie. Dit is 'n werklikheid waarin ons leef, omdat Christus in ons woon. Paulus skryf later, dat ons nou finaal vrede met God het, en hy met ons, deur ons Here Jesus Christus. Lees Romeine 5 vers 1. Die groot kloof is oorbrug. Die oorlog tussen skuld en genade is verby, en genade het gewen. En wanneer hierdie vrede in jou gevestig raak, begin dit spontaan onder die leiding van die Heilige Gees uitvloei na ander. Die opdragte oor vrede in die Nuwe Testament is almal aksiewoorde. Soek vrede, jaag vrede na, leef in vrede, behou die band van vrede. Laat die vrede van Christus in jou heers. Dit is almal werkwoorde. Dit beteken vrede is nooit passief nie. Jy kan nie 'n vredemaker wees deur bloot konflik te vermy, pyn te ignoreer of net wag dat verhoudings spontaan herstel nie. Vrede vra soms moeilike gesprekke, nederige erkennings en die keuse om jou ego te kruisig. Maar dit bring ook iets heerliks, 'n lewe wat wys dat Christus werklik in jou leef en werk. Identifiseer vandag een verhouding of situasie waar jy vrede moet gaan maak of help maak, en nie net hoop dit sal van self regkom nie. Maak 'n oproep, stuur 'n boodskap of begin 'n gesprek. Vrede groei wanneer iemand eerste beweeg. Wees jy daardie iemand? Kom ons bid saam. Ons loof U en eer U en aanbid U Koning Jesus, ons Koning van vrede. Dankie Here dat U deur U Heilige Gees U vrede vir ons en in ons gegee het. Help ons elkeen om vandag 'n instrument in U hand te wees, 'n kanaal waardeur U vrede kan vloei. Help ons om raak te sien waar ons dalk die eerste stap moet neem. Dit bid ons in U naam alleen.